Ons skop vandag af met 'n nuwe reeks en dit is vir ons so belangrik om vandag spesifiek hieroor te kan praat, want julle sal onthou aan die begin van die jaar het ons bietjie gekyk net rakende Hebreërs. Ons het begin om te sê hierdie jaar is 'n jaar wat ons fokus op His glory, our story. En hoe lyk jou storie tot hede? Wat kan jy vandag sê, dis wat die Here kom doen het in en deur my lewe? En ons het hierdie jaar spesifiek daarop gefokus, en die boek wat ons gebruik het, reg deur die jaar sal jy agterkom, was die boek Hebreërs. Ons het 'n bietjie gepraat oor wat Hebreërs eintlik vir ons kom sê, en Hebreërs kom stel bekend hy kom stel bekend wie Jesus is, en die sentrale punt van ons samelewing, die sentrale punt van wie ons is op die einde van die dag Jesus. En hierdie hele lewe waar ons onsself bevind en waar ons onsself in het, is om te kan besef dat hierdie is eintlik 'n uitnodiging deur die Hebreërs skrywer wat vir ons sê, as hy die sentrale punt is, hoe lyk die res van ons lewe? En maak nie saak wat gebeur nie, maar was dit hierdie amper 'n ruiltransaksie wat met jou en my lewe gebeur het, ons is op hierdie reis wat eintlik vir ons vandag sê van moegheid. Gaan ons op hierdie reis van moegheid na rus, van vreemding na ek behoort iewers, van isolasie na uitnodiging, en ek is deel van hierdie groter familie, en God nooi my om deel te wees van sy familie. En hierdie uitnodiging is nie net vir ouens wat op die einde van die dag bely en sê ek is 'n kind van die Here, of mense wat kerk toe kom nie. Inteendeel, hierdie was geskryf vir almal voordat jy nog geglo het, was die uitnodiging alreeds daar. Al wat ons anders maak, is die feit dat jy gereageer het op daai uitnodiging. Ek moet nou iets bely vandag, en asseblief moet my nie kruisig hiervoor nie. Ek het vir jare lank gedink, daai woordjie of daai letters daaronder op die uitnodiging, RSVP, staan net vir, as jy dit nie maak nie, hoef jy nie te reply nie. So ek het al 2 troues nie bygewoon nie, want ek het net nie gereply nie. Nou nie iemand wat ek moes trou nie, ek bedoel my vriende wat my genooi het. En dan sit ek ver anders op 'n plek, en dan bel hulle my en sê, hoorie, jou stoel was leeg. En sê ek, maar ek het nie nooit besluit om te kom. En sê, daar's 'n nommertjie daar, jy moet net hulle laat weet jy kom nie, want jy kos hulle geld. Nou die ding is hierdie, baie keer van ons, wanneer ons praat van hierdie uitnodiging, dan reageer ons nie op hierdie uitnodiging nie, en iemand het al reeds die prys vir jou betaal. Dis 'n goeie plek om hom in te sien. Iemand het al reeds hierdie prys vir jou betaal, en daar is hierdie een lewe wat ons eintlik iemand wil aanskou en voorhou, en dis wat vandag, wanneer ons praat oor the living one, dan praat ons oor 'n studie van integriteit. Hoe lyk 'n lewe van integriteit? Dit gaan nie net oor my ja is my ja nie, of my nee is my nee nie, maar het gaan oor om te kan weet, dit is wat hy oor my lewe droom. Integriteit, wat is dit en wat is dit nie? Ons verkoop nie 'n nuwe kultuur genaamd Christendom nie. Ons kom gee vir jou, en ons kom nooi jou uit om deel van 'n familie te wees. Ons nooi jou uit om hierdie diep begrip deel te wees van dit wat God eintlik wil kom doen, om ons heilig te maak in hom en in sy teenwoordigheid. En so wanneer ons praat oor dit, dan is dit letterlik, ons praat nie van integriteit as, jy weet, ons wil sonde bestuur nie, en kyk hoe minder ek kan sondig nie. Ons gaan nie praat nie oor gedragsverandering nie, want baie keer sê ons, ja, maar ek wil net my gedrag verander, want volgende jaar kom, en aan einde van die jaar, hier einde Desember se kant, dan het ons nuwejaarsvoornemens, wat ons sê, hierdie jaar gaan ek ophou dit en daai doen, en dan kom jy agter, hier einde Januarie, dan het jy niks van dit reg gekry nie. Ons praat nie daarvan nie. Ons praat eintlik van die ontdekking van 'n nuwe natuur in Christus. Ons praat van mense wat vra, jy weet, mense wat leef met 'n belewenis, die invloed wat Jesus in my lewe gehad het, en as gevolg van dit beïnvloed dit my lewe so, dat my kultuur rondom my verander, want hoekom? Ek stap met sy teenwoordigheid in my lewe. Wie van julle het al die fout gemaak wat ek gemaak het? Jy weet, dis nou hierdie ouens wat hierdie tipe karre ry soos wat jy het so 'n liewertjie hier onder wat jy trek, en dan verstel jy nou jou sitplek. Dis nou nie die ouens wat die knoppies druk nie, okay? Maar jy was ook al daar. Ek weet nie wie van julle het al dit gedoen nie, maar dan stel jy die liewer, of jy is besig om jou sitplek te verstel, en in die volgende oomblik kom jy agter, jy moet breek, en dan breek jy, en dan die volgende oomblik is jy doef.
Enige iemand dit al gedoen? Ek het so geweet, ek is op die regte plek. Maar dis eintlik die vorm van integriteit. Jy is besig om te verstel en dan besef jy die integriteit van jou brieke werk, want dan is jou kop teen jou stuurwiel. En so wanneer ons praat oor integriteit, dan is dit die ontdekking van dit. Ons wil hê jy moet ontdek wie Jesus is. Ek wil nie vandag vir jou kom preek oor, as jy nie jou hart vir Here gee, gaan jy hel toe nie. Ek wil nie al die negatiewe goed vir jou kom beklemtoon nie, want dis die probleem in ons lewe. Mense vra my baie keer, maar Llewellyn, hoekom praat julle nie oor hellfire en brimstone, en as jy sondig, gaan jy hel toe nie? Die feit van die saak is, as ek die heeltyd vir jou gaan sê, jy's 'n sondaar, raai, hoe gaan jy leef? Soos 'n sondaar. So ek wil jou probeer wys dat wie hy is eintlik wie Jesus Christus wil hê moet wees. Ons wil na sy beeld kyk en kyk, hoe kan ek leef? Want weet julle wat, in ons land en in die wêreld is dit so, wanneer ons die hele tyd die negatiewe goed opbring, gee ons nooit mense rigting nie. In vandag se tyd sien ons hoe politieke partye baie keer die een en die ander sleg praat oor die ander, maar ons gee nie vir mense 'n oplossing, ons gee nie vir mense leiding en rigting nie. En ons is nie dit nie, ons wil nie dit wees nie, maar ons wil jou terugbring na die realiteit wat eintlik sê, dis wie jy is. So wat is integriteit en wat is dit nie? Dis om eerlik te wees, toegewyd aan morele beginsels en karaktervas. Dit is om die toestand van heelheid, die toestand van volledig, gesond en volmaakte toestand te kan wees. Ek wil in dit wees. En dan skryf Hebreërs hierdie, want ons het dit nie gedoen nie. Hoor wat sê Hebreërs, 1 Korintiërs hoofstuk 1 vers 30 sê dit eers so mooi. Hy sê, dit is deur God alleen dat julle nou aan Christus Jesus behoort. Nie deur jou eie dade nie, deur hom, heel eerste hy. Ons het net gereageer op sy uitnodiging. Dit is deur hom dat Jesus vir ons die wysheid van God geword het. Die een deur wie God ons vrygespreek het. Hy is eintlik ons geregtigheid. Hy sê, en vir hom geheilig. So God het jou geheilig. Hoe? Deur wie? Hy is ons heiligmaking, Jesus Christus. En dan sê hy het ons vrygekoop en hy is eintlik ons verlosser. Maar dan sê Hebreërs dit so mooi in die Engels hierdie volgende, Hebreërs hoofstuk 10 vers 14. Hy sê, for by a single offering, luister mooi hierso, single offering, he, not me, not we, he has perfected, volmaak, for all times those who are being sanctified, and the Holy Spirit also bears witness to that. Hoor gou wat sê, hy het dit vir ons gedoen, vir eens en vir altyd, en Heilige Gees is die een wat dit getuig in jou lewe. Dis die een wat dit kom, wat bewussyn kom skep in jou lewe. Hy sê, for after saying, this is the covenant that I will make with them after those days, declares the Lord. I will put my law on their hearts and write them on their minds. Verstaan? Wanneer ons praat oor integriteit, praat ons eintlik van om hom te aanskou, en hoe meer ek hom aanskou, hoe meer word ek soos Jesus. Hoe meer leef ek in hom, hoe meer begin my karaktereienskappe tentoon te stel van wie Jesus Christus is. Hierdie goed raak my lewe. En ek weet nie van jou nie, maar wie van julle het al vir 'n oomblik op 'n plek gestaan wat jy het iets groot gesien of iets raak gesien en dan besef jy, wow, ek voel baie klein. Dalk voor 'n berg. Dalk het van julle al die Drakensberge gaan stap vir die eerste keer en dink jy, wow. Of dalk het jy op 'n klif gestaan en jy kyk af en jy kyk oor die see en jy besef, wow. Jy het al baie keer hierdie goed aanskou en dan besef jy, wow, en dan voel jy so klein. En ek wil jou 'n bietjie vat na 'n storie toe, wat iemand se lewe so kom transformeer het, wat eintlik hierdie belewenis gehad het van, wow. Hoe is dit moontlik dat ek, hierdie kleine mens, hierdie kan aanskou? Hoe is dit moontlik dat ek hierdie presies dit kan beleef, hierdie grootheid, hierdie majesteit, hierdie almag van wie God regtig is? En hierdie is presies wat met die profeet Jesaja gebeur het in die boek Jesaja. Hy het gedien as 'n profeet en tydens sy regering
of tydens sy tyd het hy geleef, terwyl daar 4 konings regeer het oor die tyd. En die boek Jesaja is eintlik vir ons 'n baie kosbare boek, want die boek Jesaja bring vir ons en hy kom wys vir ons wie Jesus is, hierdie Messias wat sou kom, hierdie Messias wat koning sou word en kom heers. En dan in Jesaja hoofstuk 6 word ons ingenooi in 'n begeerte wat Jesaja gehad, 'n bepaalde oomblik in Jesaja se lewe tydens die Israeliete. En hierdie tyd is wanneer koning Osia dood is en pas afgesterf het, wat geregeer het vir 52 jaar. Dis hoe lank hy regeer het. En ewe skielik is daar onsekerheid. En vir ons as Christene, jy kan baie keer op 'n plek wees wat alles gaan goed in jou lewe en die volgende oomblik voel dit of die mat onder jou uitgetrek is en jy weet nie, sit jy, staan jy, wat doen jy nie. En Jesaja is in daai posisie, wat hy die profeet is en hy begin homself te bevraagteken en sê, Here, hier's mense wat geen rigting het nie, die Israeliete weet nie, waartoe moet hulle gaan nie, links, regs, wat gaan gebeur, want vir soveel lank was daar 'n koning wat die hele tyd rigting gegee het, en nou sit hulle sonder 'n leier, wat gaan aan? En dan gebeur dit so, wanneer die Here vir Jesaja 'n visioen gee, 'n visie gee, wat nie net die volk sal verander nie, maar wat ook Jesaja se lewe verander in een oomblik. En dit is in Jesaja hoofstuk 6, en ek gaan lees vanaf vers 1, en ons gaan so 'n bietjie hier en daar stil staan, maar hoor wat sê hy vanaf vers 1. In die jaar wat koning Osia dood is, het ek die Here gesien, sê hy. Hy sê, ek het die Here gesien. Sy troon was hoog en verhewe, en die soem van sy kleed het die tempel gevul. Dink gou vir 'n oomblik, wat hy hierso skryf. Hy praat van hierdie groot majesteit, hy praat van die wow oomblik wat ek en jy dalk al beleef het. Hy sê rondom hom was serafs. Elkeen met 6 vlerke, 2 het hulle gesigte toegemaak en 2 hulle voete bedek en met 2 het hulle gevlieg. Hulle het mekaar toegeroep en hoor wat sê hulle, terwyl hulle daar so staan om sy troon, skree hulle en hulle roep hierdie volgende uit, heilig, heilig, heilig is die Here, die Almagtige, die Here, die hele aarde is vol van sy heerlikheid. Die fondamente het geskit en die geluid en die tempel was vol rook. As jy nou net vir 'n oomblik daai stukkie moet uithaal en besef wanneer iemand skree, heilig, heilig, prys hulle hom. Hulle kon iets anders gesê het, hulle kon gesê het, kragtig, kragtig. Hulle kon gesê, hy is goedhartig. Hulle kon enige woord gebruik, maar hulle gebruik hierdie woorde, heilig, heilig, wat beklemtoon die absolute reinheid van wie God is. Hulle verklaar, heilig, heilig, nie net sy absolute reinheid nie, maar sy absolute majesteit. En hierdie majesteit nooi vir Jesaja in sy teenwoordigheid. Hy verskyn eintlik aan Jesaja. Dis amazing, nee, ons dink altyd, ons moet gaan, maar wanneer ek hierdie Bybel lees, en wanneer ek lees wat hier gebeur het, dan sê dit eintlik, God het aan hom verskyn. God het na hom toe gekom. En as jy reg deur die Nuwe Testament lees, is dit juist dit wat Jesus altyd kom doen het. Hy het gekom na die volk toe. Johannes hoofstuk 1 sê vir ons, hy het vlees geword en onder ons kom woon. En dan later, so sê die Bybel, toe hy opvaar hemel toe, het hy Heilige Gees gestuur om nog steeds in ons teenwoordigheid te bly. So God se plan was nog altyd om by ons te wees, sodat ek en jy hom kan aanskou. Dat ons hom kan sien, soos wat Jesaja sê. Jesaja sê, ek het hom gesien. Ek het hierdie grootheid gesien, ek het hierdie godheid gesien. Ek het gesien wat hy eintlik vir my kom doen, en Jesaja kom herinner ons van hierdie visioen wat hy gesien het oor hoe groot God is. En baie keer dan dink ons, net soos Jesaja, besef dis hierdie groot God, maar dit diskwalifiseer my om in sy teenwoordigheid in te stap. Dit diskwalifiseer my dat hy met my wil praat, maar hoor gou hierdie vers 5. Ek het hardop geroep, dis Jesaja. Ellende het my getref, want ek is 'n sondige mens.
tussen ander sondige mense. As jy jouself omring met sondige mense, gaan jy word soos die sondige mense. Dis ja, dis nee, dis miskien. Hy sê ek is hierdie sondige ou. Saam met ander sondige mense. En nou, ons praat hier van 'n profeet. Dis die profeet wat geprofeteer het oor die koms van die Messias. En hy sê, ek is 'n sondige mens. Hy sien homself nie soos wat God hom sien nie. Dit is vir my so mooi vanoggend. Op pad kerk toe, is daar op die radio, sê iemand die volgende, hy sê, if people see themselves how the people they love see them, the world will be a different place. As jy jouself kan sien, soos die mense jou sien, wie lief is vir jou, sal die wêreld 'n ander plek wees. Ek kon dit nie glo, sulke profetiese woorde kom uit Jacaranda FM nie. Maar Jesaja los dit nie daar nie, hoor wat sê hy sê. Hy sê, ek is hierdie mens, dis wie ek is, hy sê, en tog het ek die koning, het ek die Here, die Almagtige, gesien. Wie van julle het al ver van die Here af gevoel, en dan voel jy hoe die Here vir jou deurgekom het? Come on. Dis wat Jesaja sê, ek het al gevoel, Here, waar is U? Hoekom is U so stil? En dan die volgende oomblik gebeur iets en dink ek, so U was nog altyd daar. Dis wat Jesaja kom sê, hy sê, ek het hom gesien, hierdie sondige natuur wat ek gehad het op daai stadium, ek het nog steeds hom gesien. Inteendeel, ek het hom aanskou, ek het gesien hierdie groot, die majesteit wie hy is. En baie keer word ons gekonfronteer met die heiligheid van God in ons lewe. En ek wil vandag vir julle sê, as die heiligheid van God in ons lewe is en dit konfronteer ons, kan ons lewe nie dieselfde wees soos wat dit was in die verlede nie. Kan ek nie my vrou hanteer soos ek al hanteer het nie? Kan ek nie my kinders grootmaak soos wat ek groot gemaak is nie? Kan ek nie besigheid doen sonder morele waardes nie? Kan ek nie leef soos wat ek geleef het nie? Ek moet leef soos wat Jesus wil hê ek moet leef. Met integriteit. Maar dis nie ek nie, dis wat Jesaja sê. Dis wat die woord sê. Integriteit is om in 'n toestand te wees van morele, volkome volmaaktheid, want hoekom? Ek het dit nie gedoen nie, hy het dit gedoen. Al wat ek doen is, ek aanskou die koning, ek aanskou die Here, ek aanskou hierdie magtige God. Raak bietjie stil hier vanmôre. Jy weet, dit is om in 'n vertrek in te stap wat vol stof is. En dan sit jy hierdie lig aan wat so helder skyn, en die volgende oomblik sien jy net hierdie stof. En jy wonder, wat gaan hier aan? Dis net stof. Was toch altyd daar. Maar jy sou dit nooit raak gesien het as jy nie die lig aangeskakel het nie. Vandag wil ek jou kom vra. Ek wil jou kom vra en ek wil by jou kom pleit soos wat Paulus sê. Skakel die lig aan in jou lewe sodat jy kan leef met integriteit en watch and see what God can do through your life. Begin te kyk en te sien, Here, dis wat U wil kom doen. Die volmaaktheid van God konfronteer die negatiewe goed in my lewe, konfronteer die sondige geaardheid wat ek het, sodat ek begin leef soos wat Hy wil hê ek moet leef. En dan sê Jesaja hierdie vers 6. En toe het een van die serafs na die altaar toe gevlieg en 'n gloeiende kool met 'n tang opgetel. Hulle het al daai tyd ook gebraai. Hy het hierdie gloeiende kool opgetel en hy het my lippe daarmee aangeraak en gesê, kyk, hierdie kool het jou lippe aangeraak. Nou is jou skuld weg en jou sondes vergewe. Hy raak hom aan met hierdie kool van die altaar, wat eintlik sê, God se teenwoordigheid, dis die altaar. 2 jaar gelede het ons gepraat oor altars en miracles, ek weet nie of julle kan onthou nie, maar wanneer ons praat van 'n altaar, praat ons van, hier was God, hier is God se teenwoordigheid, en daai altaar was gebou met dit, en hy sê, hy vat hierdie koeltjie met God se teenwoordigheid, hy raak sy lippe aan, en is asof hy hom sê, hou op so negatiewe goed praat.
Begin positief te spreek oor jou lewe. Begin te praat oor dit wat God wil hê jy moet praat. Hou op sekere goed sê wat jou lewe gaan deurweek daarmee. Die negativiteit, jy is nie meer 'n sondige mens nie. Jy is geroep, geheilig in God en deur Jesus Christus. En dan sê hy in vers 8. En toe het ek die Here hoor vra: Wie kan ek met my boodskap na die volk toe stuur? Wie sal vir ons gaan? En ek het geantwoord: Here, ek sal gaan. Stuur my. Stuur my, want ek gaan tussen daai mense wat sondige mense is, maar ek is nie meer daai een nie. Want ek het U aanskou en U het vir my kom wys wat dit is om so te leef. U het my kom wys wat dit is om te kan luister. U het my kom wys om my posisie weer in Christus te herontdek, om 'n lewe van integriteit te kan leef. U het vir my kom wys, I need to behold the living one, en dit is U Jesus. En hierdie visioen wat hy gekry het terwyl God aan hom verskyn, is my gebed vandag vir jou, vir ons samelewing, dat ons die oomblik sal hê van, wow, dis die almagtige God wat my lewe wil kom deurweek met sy teenwoordigheid, sodat ek hierdie lewe kan aanpak met integriteit. Ek het 'n nuwe posisie. My posisie is in hom. En ek weet nie waar jy is vandag nie, maar dalk wil jy die Here met jou lewe aanraak met sy teenwoordigheid. Dalk wil jy die Here met jou lippe aanraak, want jy praat elke keer negatief oor jou werk, oor jou familie, oor jou man, oor jou vrou, oor jou kinders, oor julle finansies. Jy praat negatief oor hoe jy groot geraak het. Jy praat negatief oor al hierdie goed. Vandag kom die Here en hy kom raak jou mond aan met 'n vuur van kool. En jy vandag hier die Here met jou aanraak, wil jy nie daar waar jy is net staan en sê, Here, hier is ek. Kom raak my aan. Raak my aan, Here. Raak my lewe aan. Ek is vandag gewillig, want U roep my om 'n lewe te leef van integriteit. Dat die kultuur van Jesus Christus my lewe kom deurweek in alles wat ek doen. So vat jou een hand, sit hom op jou hart. Vat jou ander hand, sit hom op jou mond. En so Heilige Gees, ek wil vandag kom bid vir elke persoon in hierdie vertrek en almal wat aanlyn kyk. Mag U genade vandag ons lewe kom deurweek in alles wie U is. Ek wil vandag kom bid, Here, laat U wil geskied. Laat U koninkryk kom. Laat dit wat U wil doen in en deur ons lewe nooit weer dieselfde sal wees nie. Want Here, U is met ons. Here, soos wat Dawid geskryf het, U stok en U staf, die vertroos my, wil ek kom bid, U teenwoordigheid. Kom raak vandag aan ons woorde en ons lippe. Dit wat ons spreek, we are speaking life. Maar Here, ek wil vandag kom bid dat U ons harte sal bewaar. Van daai is die oorsprong van die lewe. Ons harte, Here, wat baie keer soveel goed kom by mekaar sit om dit te kan spreek. Ons kom spreek vandag lewe en lewe in oorvloed. Ek wil vandag kom bid vir mense wat sê, Here, kom raak my aan dat ek die lewe kan leef. Nie soos wat ek geleef het nie, Here, maar dat ek sal leef met die toekomsverwagting wat U al reeds oor my lewe het. Ek kom seën elkeen vandag hier in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En as jy dit saam met my glo, hardop sê, amen, amen en amen. Kan ons die Here loof? Kom ons loof hom. Kom ons loof hom.